My dogter is 'n storm. My dogter Anna is die afgelope 5 jaar in 'n selektiewe storm. Toe sy jonger was, het sy ophoudelik gepraat. En dit was soms amper onmoontlik om 'n woord in te kry. Sy het stom geword nadat sy gesien het hoe haar tweelingbroer na 'n motorongeluk onthoof is. Ek en my man was by 'n partytjie en albei swaar gedrink. Ek het vrywillig aangebied om te bestuur, aangesien my man nie eers 2 woorde by mekaar kon sit nie. Ek het skaars 'n myl gemaak voordat ek teen 'n muur vasgery het. Albei ons seuns is op slag dood. Ek het besef ek sou in die moeilikheid beland het. So ek het met my bewustelose man van plek geruil. Anna sit op die agtersplek met een van haar broers se koppe wat op haar skoot lê en direk na haar staar. Ek het vir haar gesê dat as sy iets sê, sal ek seker maak dat sy soos haar broer sal eindig. Gelukkig het my man niks onthou nie en die val vir die ongeluk geneem. Hy is deur gemeenskap verstoot, maar het enige tronkstraf vrygespring. Anna het nooit nog 'n woord gesê nie, weens by die regiment of die trauma om haar broers en susters te sien sterf. Vandag is ons by Anna se skool ingeroep en daar het 2 polisiebeamptes daar gewag. Ek het stil toe gekyk, my man in boeie weggelei is, terwyl hy sy onskuld pleit. Ek moes my woede onderdruk toe Anna weg tydens van my aanraking en geweet het dat ek haar later sou moes straf. My oë was getrek na die kniesplekke waar Anna se liggaam bedek het en was verlig dat die owerheid selde die moeder daarvan verdink het dat sy die mishandelende ouer was.